Broers en susters, ons is hier by mekaar om die Here Jesus Christus te verheerlik en daarom begin ons hierdie diens so. Aan die koning van die eeue, aan die onverderflike, die onsienlike en die alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing Psalm 24 tot sy lof. Psalm 24, ons sing die eerste, die 4de en die 5de verse. Die eerste vers wat aandui dat sy koningskap oor die ganse aarde is, maar dan ook verse 4 en 5 wat getuig van sy hemelvaart en hoe dat hy as verheerlikte daar langs God die Vader aan die regterhand plaasgeneem het. Verse 1, 4 en 5 van Psalm 24 en daarna bely ons geloof saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel. En wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen.
Wanneer ons na die Here se wet luister, dis vir ons opgeteken in Eksodus 20, dan kom ons onder die indruk van sy genade, maar ook van sy absolute heiligheid. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. En die eerste gebod is, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Tweede gebod is, jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Die derde gebod, mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. En dan die vierde gebod, gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde, die see en alles wat daarin is gemaak. En op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. En dan die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. 6de gebod is, jy mag nie doodslaan nie. Die 7de gebod is, jy mag nie egbreek nie. 8ste gebod is, jy mag nie steel nie. Die 9de gebod is, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Die 10de gebod is, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons sing in antwoord op die Here se wet, sing ons Psalm 40. Psalm 40, waarin ons onderneem dat die Here vir ons wonderlike dinge gedoen het en dat ons nou na sy wet sal luister en sy woord sal luister. Psalm 40 verse 3 en 4 en daarna bid ons saam. Yeah.
Kom ons bid saam, broeders en susters. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, God van die magtige, oneindige, ewige skepping wat ons elke dag beleef, in sy verskriklike skoonheid, in die verskriklike kragte wat daarin geopenbaar word. Ons beleef elke dag hoe dat U op U bevel die aardplate laat skuif en hoe U op U bevel die wolke oor die oseaan gaan haal en op hierdie aarde reën neerstort. En vloede en aardbewings en tifone en orkane en al die dinge wat U oor hierdie aarde beskik en dan nogtans vir hierdie mensdom so genadig is dat ons hier kan leef. U wat in die wonderlike genade dan ook die Rooi See verdeel het, sodat U volk deur Egipte land kan trek en ons kan saam met die psalmdigter sê, grootmagtig was U daad. Maar net so grootmagtig die daad wat U in sondaar mense se lewens doen, deur U Seun Jesus Christus se woord en deur die Heilige Gees, dat U van doringbome sipresse maak, dat U harte verander, gesindhede verander, gedagtes verander, sodat ons Psalm 40 nou kan sing soos ons so pas gesing het, dat U ons oor deurboor het en dat ons nou U woord kan hoor en dat ons ons harte en ons hande kan aanbied in 'n willige offerhande, soos die apostel Paulus in Romeine 12 sê. En daarom bid ons dat daardie woord ook dan nou ook weer vandag na ons toe sal kom en dat ons dit sal hoor. Dat daardie woord ons met aandag en ontzag sal vervul, want dit kom van ons Here Jesus Christus af, opgeteken deur sy profete in die Ou Testament en opgeteken deur sy apostels in die Nuwe Testament. Ons bid dat ons daardie woord sal hoor en dat ons ook sal besef, dat ons wat hier in die laaste dae woon, dat daardie woord ook op ons betrekking het en op die kerk van ons Here Jesus Christus vandag. Vergewe ons daar waar ons argeloos omgaan met hierdie genade wat ons het. Dit bid ons Hemelse Vader in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Twee skrifgedeeltes, geliefdes. Een uit die Ou Testament en dit is Psalm 2. Psalm 2 wat die inleiding is saam met Psalm 1 tot die hele psalmbundel en in 'n sekere sin 'n opsomming is van die hele Bybelse geskiedenis, en dan ook gaan ons lees in Handelinge 4 hoe hierdie psalm deur die eerste gemeente op hulle self van toepassing gebring is. So Psalm 2 begin: Waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed, en die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde, en sê, laat ons hulle bande stikkend ruk en hulle toue van ons afwerp. Hy wat in die hemel woon lag, die Here spot met hulle. Dan sal hy hulle aanspreek in sy toren en in sy grimmigheid sal hy hulle verskrik. Ek tog het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Ek wil vertel van die besluit. Die Here het aan my gesê, U is my seun. Vandag het ek self U gegenereer. Eis van my en ek wil nasies gee as U erfdeel en die eindes van die aarde as U besitting. U sal hulle verpletter met 'n ysterstaf, U sal hulle stikkend slaan soos 'n erdepot. Wees dan nou verstandig, o konings. Laat julle waarsku, o regters van die aarde. Dien die Here met vrees en juig met bewing. Kus die seun, dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie, want gou kan sy toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by hom skuil.
En dan Handelinge 4 in die Nuwe Testament. Die geleentheid hier is van die eerste geleenthede waar die apostels in die vroeë kerk onder vervolging gekom het, omdat hulle die evangelie verkondig het. Ek lees in Handelinge 4 vanaf vers 1. En terwyl hulle besig was om met die volk te spreek, het die priesters en die hoofman van die tempel en die Sadduseërs op hulle afgekom, baie ontevrede dat hulle die volk leer en in Jesus die opstanding van die dode verkondig. En hulle het die hande aan hulle geslaan en hulle in die gevangenis gesit tot die volgende môre toe, want dit was al aand. En baie van die wat die woord gehoor het geglo. En die getal van die manne het omtrent 5000 geword. Die volgende dag kom toe hulle owerstes en ouderlinge en skrifgeleerdes in Jerusalem bymekaar. Ook Annas, die hoëpriester, en Kajafas en Johannes en Alexander en almal wat van die hoëpriesterlike familie was. En toe hulle hul voorgebring het, vra hulle, deur watter mag en deur watter naam het julle dit gedoen? Daarop sê Petrus, vervul met die Heilige Gees aan hulle, owerstes van die volk en ouderlinge van Israel, as ons vandag ondervra word oor 'n weldaad aan 'n siek man, waardeur hy gesond geword het, laat dit bekend wees aan julle almal en aan die hele volk van Israel, dat deur die naam van Jesus Christus die Nasareëner, wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dode opgewek het, dat deur hom hierdie man gesond voor julle staan. Hy is die steen wat deur julle die bouers verag is, wat 'n hoeksteen geword het. En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. En toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was hulle verwonderd en het hulle as metgeselle van Jesus herken. En omdat hulle die man wat genees was by hulle sien staan, kon hulle niks daarteen sê nie. Hulle het hulle toe gelas om buitekant die raad te gaan en met mekaar beraadslaag en gesê, wat moet ons met hierdie manne doen? Want dat daar 'n kennelike teken deur hulle plaasgevind het, is duidelik vir al die inwoners van Jerusalem, ons kan dit nie ontken nie. Maar dat dit nie nog meer onder die volk versprei word nie, laat ons hulle dreig om nie meer in hierdie naam met enige mens te spreek nie. En hulle het hulle geroep en bevel gegee om in die geheel nie in die naam van Jesus te spreek of te leer nie. En toe antwoord Petrus en Johannes en sê vir hulle, of dit reg is voor God om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle self beslis. Want vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie. En nadat hulle nog dreigemente bygevoeg het, aangesien hulle geen rede kon vind om hulle te straf nie, het hulle ter wille van die volk hulle losgelaat, want almal het God verheerlik oor wat gebeur het. Want die man aan wie die teken van genesing plaasgevind het, was meer as 40 jaar oud. En nadat hulle losgelaat was, het hulle na hulle eie mense gegaan en alles vertel wat die owerpriesters en die ouderlinge aan hulle gesê het. En toe hulle dit hoor, het hulle eendragtig die stem tot God verhef en gesê, Here, U is die God wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daarin is gemaak het, wat deur die mond van U knegt Dawid gesê het, waarom het die nasies gewoed en die volke nietige dinge bedink. Die konings van die aarde het saamgestaan en die owerstes het saam vergader teen die Here en teen sy gesalfde. Want waarlik, Herodes en Pontius Pilatus het saam met heidene en die volke van Israel vergader teen die heilige kind Jesus wat U gesalf het, om alles te doen wat U hand en U raad vooruit bepaal het om plaas te vind. En nou, Here,
let op hulle dreigemente en gee aan u diensknegte om met alle vrymoedigheid u woord te spreek, deurdat u hand uitstrek tot genesing en tekens en wonders deur die naam van die heilige kind Jesus plaasvind. En toe hulle gebid het, is die plek geskud waarin hulle saam was, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Dit is die woord van die Here en ons lees tot sover daaruit. Ons sing nou weer saam en hierdie keer sing ons ook uit Psalm 2 uit. Psalm 2 wat ons sopas gelees het, ons sing die eerste 2 verse daarvan. Want en dryf die wilde heidendom, dat volke ras in opgewondenheid, gedigte koor en staan gereed alom, in wêreld groot is draagslag vir die stryd, om God almal terug na die kroon te steer, en saam teen sy gesalfdes op te staan. Al sê kom nou, laat ons al bande breek, en van hul jeug vir altyd ons ontslaan. Maar God die Heer, wat sy gedigte stoel, bo sterre stig, sien van sy hoogtes neer. Hy lag en spot, dat ons so vrugtloos woel, en magteloos vernietig krag verteer. God sal sy wraak laat neerstel voor hul oog, dan gloei die lig van vlammend onweerslig. Dis God wat spreek, hy donder van omhoog, en jaag sy skrik, hul in die aangesig. Broeders en susters, ek herhaal weer vers 29 van hoofstuk 4, die deel van die gebed van die gemeente wat vra, en nou Here, let op hulle dreigemente en gee aan u diensknegte om met alle vrymoedigheid u woord te spreek. Nou broeders en susters, die afgelope Desember, tydens die feesseisoen is daardie tyd van die jaar, wanneer die hele land gewoonlik in 'n staat van bewusteloosheid verval, het daar 'n belangrike stukkie wetgewing op die tafel gekom. Dit staan bekend as, en ek haal dit nou aan in Engels, Self-Regulatory Framework for the Christian Sector. 'n raamwerk vir selfregulering wat op die Christelike sektor gemik is. En hierdie wetgewing kom na vore deur 'n instansie met nog 'n indrukwekkende naam, dis die Kommissie vir die bevordering en die beskerming van regte van kultuur, godsdiens en taalgemeenskappe. En dit is wetgewing wat alle Christelike kerke uiteindelik sal dwing om by die staat te registreer. Dit is wetgewing wat elke predikant en pastoor sal dwing om by die regering geakkrediteer te word. Kerke wat daartoe instem en daarby inval, sal daardeur 'n seël van goeie status ontvang. Aan die een kant, en so word geredeneer, sal dit verhoed dat kerke en pastore mense kan uitbuit, om met allerlei slenters hulle geld in die hande te kry of wondergenesings aan te bied wat glad nie realiseer nie, of selfs deur hulle te verontmenslik
deur byvoorbeeld hulle demone met doom uit te dryf. Sulke dinge het al gebeur. Dis eintlik 'n goeie ding, kan 'n mens sê, dat die regering hierdie kwaksalvers en hierdie swendelaars vasvat. Uit die regering se oogpunt kan dit egter ook verhoed dat predikante en pastore se prediking teen die staat en teen die akte van menseregte ingaan. Want daardeur kan jy dan ook van die register afgehaal word. Indien 'n predikant teen sodomitiese huwelike preek of byvoorbeeld die verskriklike gruwel van abortus wat deur die staat toegelaat word, as hy daardie dinge preek, kan hy in die moeilikheid kom. Selfs indien 'n kerkverband daarop aandring dat die skrif bepaal dat daar slegs manlike amptdraers mag wees, dan kan daardie kerke hulle seël van goeie status verloor. En selfs indien 'n pastoor of 'n predikant daarop wys dat daar geen ander naam onder die hemel is, geen ander naam wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie, en dat diegene wat daardie naam minag, dat hulle verlore is, dat hulle vir ewig verdoem is, dan kan daardie prediker van die register afgehaal word, kan hy sy preeklisensie verloor. Geliefdes, laat ons dan die lig van die skrif op hierdie planne van die staat skyn. Ons is hier met die boek Handelinge besig, en ons merk reeds op in die 2de hoofstuk, daar met die eerste preek in die apostoliese kerk, daar kom die evangelie teenoor die gees van die tyd te staan. Laat julle red uit hierdie verkeerde geslag, so weer klink Petrus se woorde daar onder die skares in Jerusalem. Net so sy meester, preek hierdie man nie opstand teen die staat nie, maar terselfdertyd ook nie 'n blinde lojaliteit teenoor die owerhede nie. Dit wat van gelowiges verwag word nie. Ons verkeer immers in 'n worstelstryd teen die magte, teen die wêreldheersers in die duisternis van hierdie eeu, soos die apostel Paulus later skryf. Die kwessie van mag en gesag speel dan ook verder in die boek Handelinge 'n belangrike rol, soos trouwens in die res van die Bybel. Die magte van die duisternis en die mag van God se wonderbaarlike lig, hulle staan teenoor mekaar. Die saad van die vrou staan teenoor die saad van die slang. Menslike politieke ry kom te staan teenoor God se raadsplan. Die woorde van mense kom teenoor God se woord te staan. En telkens is dit eenvoudige manne, slegs gewapen met die God se eenvoudige woord, slegs vervul met die onsigbare gees, eenvoudige manne wat teenoor politici en partye en goewerneurs en keisers te staan kom. Dit is die owerhede wat werk met dwang en werk met gevangenisse en wagte en boeie en blokke en swepe en gesels en kruise, of meer subtiel in ons tyd tevoorskyn kom met akkreditasie, met registers, met seels van status, goeie status. Maar nou weet ons ook, geliefdes, ons weet dat daar nog altyd manne was wat bereid was om teen gesag op te staan. Om op te staan teen die gesag, hoe verkeerd die staat ook al mag wees, dit beteken nog nie dat jy vir die Here opgestaan het nie. Burgerlike ongehoorsaamheid beteken nie noodwendig altyd gehoorsaamheid aan God nie. As ek geweier het om die staat se verkeerde ding te doen, beteken dit nog nie dat ek die regte ding vir God gedoen het nie. Daarvoor het ons goddelike insig nodig. Daarvoor het ons die gawe van onderskeiding nodig. Daarvoor het ons God se perspektief nodig, en dit is 'n perspektief wat ons net in die Heilige Skrif kan kry. En dan het ons die Heilige Gees nodig. Is dit reg voor God om die owerhede meer gehoorsaam te wees as God? Dis die vraag wat die apostel aan die 70 Joodse leiers vra. Petrus en Johannes staan daar, sonder enige akkreditasie, sonder die gesag van die geoorloofde godsdiens,
wat die Jode wel onder die Romeinse ryk gehad het. En daarteenoor was die wat daar by mekaar was, 'n indrukwekkende vergadering. 70 regters, owerstes, kardinale, professore. In daardie selfde raadsaal is die Here Jesus nie so lank gelede skuldig bevind en tot die dood veroordeel. En daarmee het hulle gedink hierdie kanker is uitgesny. Maar nou hier voor hulle staan daar eenvoudige, ongeleerde manne. En hulle sien daar oral uitlopers van hierdie kanker. Die apostels op hulle beurt staan onder die gesag van die opgestane Christus. Hy is skitterend in sy afwesigheid. En sy naam brand soos 'n vuur in hierdie manne se harte. Hulle sal sy getuies wees en sy woord sal nie gebind word nie. En wanneer hulle julle oorlewer, het hy vir hulle gesê, wanneer hulle julle oorlewer, moenie julle kwel oor wat julle sal spreek nie, want dit sal vir julle in daardie uur gegee word wat julle moet spreek. Want dit is nie julle wat spreek nie, maar die Gees van julle Vader wat in julle spreek. Is dit reg voor God om die owerhede meer gehoorsaam te wees as God? Dis die vraag wat die apostel Petrus aan die Joodse owerheid vra, en dis 'n retoriese vraag. 'n Vraag waarop ons die antwoord alreeds weet. Ons weet mos, broeders, ons weet mos dat God die hoogste gesag is. Of dalk weet ons dit nie. Wanneer weet ons dat God die hoogste gesag is? Slegs wanneer ons die naam van sy seun erken en bely. Nie net as 'n persoonlike verlosser nie. Nie net as 'n Jesus wat ek probeer het en wat vir my gewerk het nie. Nee, ons moet hom bely as Jesus, die redder, waarsonder daar geen saligheid is nie. Jesus het 'n onvergelykbare naam. Daar is ook geen ander naam onder die hemel, geen ander naam wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Durf Petrus dit waag om te sê, geen ander naam. Dis woorde wat helderder as die son brand, hoër as die sterre en dieper as die see. Geen ander naam. Dit vlieg oor berg en veld, oor stad en woestyn, tot aan die uiterste van die aarde. Geen ander naam. Dis 'n stelling so eenvoudig, maar terselfdertyd bo alle rede. 'n Stelling wat alles en almal uitsluit. Dit sluit Boeddha uit, dit sluit Krishna uit, Mohammed, dit sluit enige Madiba of Trump uit, dit sluit enige akte van menseregte uit. Geen ander naam. 'n Stelling wat terselfdertyd alles en almal insluit. 'n Stelling wat die hele wêreld omvat. Die Joodse raad was raad op met hierdie stelling. Wat moet ons met hierdie manne doen? Dis die vraag wat hulle mekaar gevra het. En dis die vraag wat die wêreld vandag nog vra. Wat moet ons met hierdie manne doen? Ons is verleë met sulke mense. Wat moet ons met mense doen wat nie wil akkrediteer nie en wat nie wil registreer nie? Ons kan hulle nie as gaste vir die wêreldfees uitnooi nie. Hulle is spelbrekers. Na die leeu's met hulle die eerste Romeinse keisers destyds uitgeroep. Na die brandstapels met hulle die vervolgers in die tyd van die hervorming uitgeroep. Maar wat moet ons doen as hulle net aanhou en aanhou om onrus te saai? So wil hulle weet, net aanhou om hierdie naam, net aanhou om sy wet te verkondig. Wat moet ons doen? So broeders en susters, as ons die naam van Jesus bely, dan het ons God se gesag erken. En dis wat hierdie klein groepie gedoen het. Dis wat hierdie klein kuddetjie gedoen het. Hulle begin om God se gesag en sy gesag alleen te erken. Hulle het eendragtig die stem tot God verhef en gesê, Here, U is God wat die hemel
en die aarde en die see en alles wat daarin is gemaak het. Here, U is die God. Die Griekse woord wat hier vir God gebruik word, kom nie dikwels in die Nuwe Testament voor nie. Dis die woord despotes. Dis na aanleiding van hierdie woord dat ons van 'n despoot praat, 'n alleenheerser, die ware groot baas oor alles en almal, die allerhoogste. Here, U is die despoot wat die hemel en die aarde en die see gemaak het. En Here, ons het nou hier met alle ander vorme van despotisme te doen. Ons het te doen met die despote van die Joodse Raad, ons het te doen met die despotisme van hierdie kerklike vergadering. Ons het te doen met koning Herodes en gouverneur Pilatus en keiser Caligula en die president van China en die regeringsministers hier plaaslik en hulle kommissies en die owerstes van die konings van die aarde. En in hulle name word daar dekrete uitgevaardig, word daar gehiet en gebied, word daar beveel en verbied, word daar verpligte wetgewing voorgestel. Maar U, Here, U is die despoot wat die hemel en die aarde en die see gemaak het. En as U gepraat het, is dit vir ons onmoontlik om teen U wil te gaan. Hulle span saam teen U seun, o Here God. Hulle span saam teen die heilige kind, Jesus, wat U gesalf het. Hulle span saam teen God se gesalfde, maar God se gesalfde sal die konings van die aarde verpletter. En hulle vorste stukken slaan, en hulle sal soos erdepotte in stukke spat. Jesus Christus is die aanstigter van die ware revolusie. God se revolusie. Nie 'n mens se revolusie van onder na bo nie, maar God se revolusie van bo na onder. So wanneer ons vandag, geliefdes, aan die einde van hierdie diens die woorde van Psalm 2 sing, laat ons dit doen met vrees en bewing. Wanneer ons aanstonds die woorde van Psalm 2 bidend sing, laat ons dit met vrees en bewing doen. Want toe hierdie groepie, hierdie klein dapper groepie daardie dag hierdie woorde gebid het, so het ons gelees, toe die hele plek geskit, die plek waarin hulle saam was, het geskit. Die despoot, wat hemel en aarde geskaap het, het hulle geantwoord. En hy antwoord hulle deur hierdie aarde te laat skud. Geliefdes, 'n keer terug na waar ons vanoggend begin het. Wanneer ons as gereformeerde geloofsgemeenskap hier by mekaar is, wanneer sal ons weet dat God se gesag die hoogste gesag is? Ons wat reeds die seël van goeie status van Christus ontvang het. Toe hy vir ons gesê het, moenie vrees nie, klein kiddetjie, want julle Vader het 'n behaag daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee. Wanneer sal ons weet dat God ons hoogste gesag is? Sal ons dit weet as ons in opstand kom, as ons weier om as gemeente te registreer, sou hierdie wetgewing ooit werklikheid word? Sal ons dit weet as ons ten spyte daarvan het soveel ander gemeentes en predikers ewig gedienstig, maar sal inval by die nuwe reëlings, maar ons doen dit nie? Sal ons dan noodwendig meer aan God gehoorsaam wees? Nee, geliefdes. Slegs wanneer ons die naam van sy seun erken en bely, slegs wanneer ons onomwonde, daagliks, tydig en ontydig, wettig en onwettig, geleë of ongeleë, teenoor gelowige en ongelowige familie, teenoor vriend en vyand sy naam en woord bely. Slegs wanneer ons bereid is om dit te doen in die naam van Jesus Christus, te erken en bely dat sy wet as die hoogste gesag daar is en dat dit alleen gehoorsaam moet word.
Slegs wanneer ons teenoor ieder en elk bereid is om te sê, in die naam van die Here Jesus Christus, red julle van hierdie verkeerde geslag. Slegs wanneer ons in alle opregtheid self bid, Here, let op hulle dreigemente en gee aan die diensknegte om met alle vrymoedigheid u woord te spreek. En daardie dag sal slegs aanbreek wanneer ons bereid sal wees om ons kinders 'n ware Christelike onderwys te gee. 'n Onderwys wat deurtrek is met die leer van die enigste ware despoot wat hemel en aarde geskape het, en wat nie buig voor die akte van menseregte nie. Maar onderwys wat aandring op die enigste reg, die reg en geregtigheid van God se gesalfde. So broeders, die vraag en susters, die vraag is nie of ons aan die staat ongehoorsaam gaan wees nie. Die vraag is of ons aan God gehoorsaam sal wees. Amen. Kom, laat ons dank. Genadige God en Hemelse Vader, ons weet dat die klein kindertjie van ons Here Jesus Christus nou al 'n groot kudde is, wat nie getel kan word nie, wat die wêreld oor is, maar nog steeds afsonderlik vergader, en in daardie opsig steeds klein kindertjies is, wat soms wonder, wat soms nie weet nie, wat soms bekommerd is, ja, en baie van hulle wat vervolging verduur, die wêreld oor. Ons bid dat U vir hulle die moed sal gee, want dit sal nie uit hulle self uitkom nie, dat U vir ons die moed sal gee, nie net die moed om U naam hier te verkondig, veilig tussen hierdie 4 mure nie, maar ook tussen hierdie krom en verdraaide geslag waarin U ons geplaas het. Genadige God en Hemelse Vader, en dan bid ek in die naam van ons Here Jesus Christus, dat U met diegene sal wees wat swaar kry, met hulle geloof wat swaar kry, met die aanvalle van die duiwel, van die wêreld en natuurlik dit wat nog steeds in ons eie bose harte vinde is. Wees met hulle. Ons bid dat met die vrymoedigheid wat ons so pas van gelees het, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sing ten slotte verse 4 en 6 van Psalm 2. Kom, dien die Heer en wees in hom verblyd met blydskap, wat hom huldig as die Heer. Psalm 2 verse 4 en 6. En ek die vors, so hoog en mag en eer, sal Gods besluit die wêreld oor laat klink. Ek self sê God, het U gegenereer, U is my seun, uit wie my beeldnis blink. Spreek aan die eis, ek sing dit U gewis, en dat U troon vir ewig vas mag vly. Gee ek die volke tot U erfenis, en wêreldwyd is tot U heerskappy. Kom dien die Heer, en wees in hom verblyd, met blydskap wat hom huldig as die Heer. En kus die seun in onderworpenheid, buig jou
gramskap jou verteer, net soos 'n vuur, eers al te klein geag. Welsalig wie, onmuldig as sal Heer, wie by hom skuil, en op sy bystand wag. Ontvang nou die seën van die Here en gaan daarmee in hierdie week wat kom. Die God van alle genade self wat julle geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, sal nadat julle 'n kort tyd gelei het, julle volmaak, julle bevestig, julle versterk en grondves. Amen.